Amen. Is lekker om Here te dien. Randall, nee, jy moet nie halleluja en ek wil nie jy wees ek huis toe gaan vanmiddag en jou vrou gaan sê, en uit het ek swaar gekry het en geboorte geëet en die kind, jy kan nie die datum onthou nie. Hey broer, asseblief kyk op my kamertjie of iets so vir 'n week lank. Dis probleme, ek sien dit sommer. So ons gaan bid vir jou vandag. Prys die Here daarvoor. Dis lekker om hier te wees en dankie vir pastoor Sean en Gerry om vir ons die geleentheid te gee om vanoggend aan hier te kom bedien. Ons wou al hier uitgekom het, maar dinge hardloop partytjies so deur mekaar. En asseblief my aksent, ek weet nie waar kom my vandaan nie. Baie mense het my gegaan toe ek Kaap toe gegaan het om bevordering, toe sê die een vir my, hulle wil my nie laat sleg voel toe ek nou in 'n groot vergadering sit nie, maar hulle het my gegoogel om te kyk of ek wit is. So prys die Here daarvoor ook. Baie mense vra my, waar nie, Namakwa land kom jy vandaan? Ek was in 2019 vir die eerste keer in Namakwa land. So ek weet nie of iewers dalk die melkman by iemand 'n draad gekruip het of wat dalk gebeur het nie, maar prys die Here vir so iets ook. En vanoggend is ons hier om die woord te bedien en my woord vanoggend gaan oor seisoene. En ons almal kry seisoene in ons lewens en die Here praat met ons deur seisoene. En baie keer kom dit laat 'n ou voel maar hierdie seisoen waarin ek is, dis verskriklik. Ek kan nie meer nie. En aan die volgende oomblik kom die deurbrake en wanneer ons terugkyk dan sien ons baie keer maar Here, ek moes nie deur gegaan het. Maar kom ons kyk hoe luister ons. Jy is die busdrywer. Nou kom die moeilike ding. Jy dryf die Translux bus. En jy ry van Kaapstad af. En jy het 20 passasiers op die bus. Jy ry tot in De Dorings. Jy laai 5 af. Jy tel 10 op. Jy ry daar vandaan af. Jy stop in Beaufort Wes. 7 klim af. 4 klim op. Jy ry daar vandaan af Koelsberg. Skielik is almal in die badkamer, maar ons gewoonlik in. Kom uit, jy mis 3, jy ry sonder hulle. Jy kom in Bloemfontein, en iemand vra, hoe oud is die busbestuurder? En dis hoe ons vir God hoor. Ek het gesê in die begin, jy is die busbestuurder. En as ek vir jou sê, jy is die busbestuurder, dis jou ouderdom. Hoe oud is die busbestuurder? En dis baie keer wanneer die Here met my en u praat, dan hoor ons nie altyd die stem van die Here so nie. Ons kyk so na die gehassel en die gejaag daar buitekant en al die ander dinge wat gebeur. En baie keer kom dit, of die stem van die Here kom net so halfpad tot ons. En baie keer val ons en ons gly. En die eerste ding, en die eerste iemand vir wie ons blameer, is vir God. En ons besef nie baie keer wat my aandeel in dit is nie. Kom ons sit net so eers. Here, dankie vir die woord en Vader, dat u woord, Here, is ja en amen. En dat elke woord, Here, vandag sal val, Here, op hart. Here, en waar dit verandering kan bring, Here, is net die Heilige Gees wat dit kan doen. Here, ons spreek vandag tot die verstand, maar u Gees spreek tot die hart. In die naam van Jesus Christus. Amen. Die wat die Bybel het, lees vir my saam uit Prediker. Mense gaan sê, woe! Prediker, Ecclesiastes. En ons gaan daar lees om Prediker 3. Net so die eerste 7, of die eerste 8 verse wat sê. Hy sê, alles het sy bepaalde uur. En vir elke saak onder die hemel is daar tyd. En tyd om gebore te word, Randall, onthou daai ene. En 'n tyd om te sterwe. 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te roei wat geplant is. 'n tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n tyd om te ween en 'n tyd om te lag. 'n tyd om te weeklaag en 'n tyd om van vreugde rond te spring. 'n tyd om klippe weg te gooi en 'n tyd om klippe bymekaar te maak. En 'n tyd om te omhels en 'n tyd om ver te wees van omhelsing.
'n tyd om te soek en 'n tyd om verlore te gaan, 'n tyd om te bewaar en 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer en 'n tyd om aan mekaar te werk, 'n tyd om te swyg en 'n tyd om te spreek, 'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. So my broers en susters, wil ek vandag sê, daar's hierdie fases in ons lewens wat ons deurgaan. En baie kere is ek en u op die topfase van ons lewe wat jy voel jy's aan the mountain top. En ander tye is ek en jy weer so down in die valley dat die woord down na jou kyk om te vra wat soek jy daar onderkant. Jy sien, God het seisoene en is fisies soos die fisiese 4 seisoene wat God daar buitekant het. Jy weet, ons baie keer onderskei die fisiese wette wat God daar gestel het met dit die geestelike wette wat God daar gemaak het. Jy weet, God het die wet van swaartekrag daar gestel. Omdat jy nou 'n kind van die Here is, gaan jy nie skielik op die lug kan loop, as jy by die brug draai afloop, jy gaan nog steeds val. Want daar is wette en dit en dinge wat God daar gestel het, wat ek en jy moet respekteer. Jy sien, baie keer gaan ons deur 'n seisoen wat God daar gestel het, en baie keer, weet, dit voel vir my baie kere wat is asof God jou straf. God straf nie. God berei vir my en jou voor, my broer en suster, vir die volgende seisoen om iets groter te kan hanteer. Kom ons kyk 'n bietjie na Moses. Moses is uit Farao se paleis uit. En God het hom vir 40 jaar lank in 'n woestyn laat wandel. Hoekom? Want God het hom voorberei en sy karakter berei om sy volk uit Egipte uit te lei. Anderste sou Moses dit nooit kon gedoen het nie. Jy sien, maar die geheim is ek en jy moet weet wanneer om met iets klaar te wees. Wanneer die seisoen draai, moet ons weet om dit wat verby is en agter is te los. Jy sien, en ek en u baie keer, my broer en suster, kom, ons kleef so vas aan wat deur is vir ons, dat ons vergeet die grootheid en die goedheid wat God vir ons in store het in die toekoms. Dis hoekom 'n voertuig het net so groot windscreen en net so klein triespieeltjie. En baie van ons leef van hy triespieël. En ons kan nie sien wat God vir ons het nie. Jy sien, maar wanneer die seisoene verander, is daar so 9 punte wat ons vandag gou vinnig gaan oor praat, wat ek en u moet onthou, wanneer hierdie seisoene verander. En die eerste een is, dit maak nie saak in watter seisoen jy nou is nie, dit hou nie aan vir altyd nie. It doesn't matter which season you are, it won't last forever. Jy sien, seisoene gaan verby. Die verandering is op pad. Die seisoene in my en jou lewe is soos 'n muntstuk met 2 kante. God kom op 'n punt en dan draai hom weer vir ons om. Goeie seisoene, slegte seisoene, dit maak nie saak nie. En geen seisoen sal vir ewig hou nie. Daar is soveel mense wat kom en vir my sê, Marius, maar wie wat, dit voel of ek gestak is in hierdie ding. En baie keer wanneer ek en my vrou moet mense deel, dan vra ons, waarmee het jy nog nie gedeel nie? God het al lang al die seisoen verander, maar is omdat ons nie baie keer deel met iets, wat al lang al mee moes gedeel het nie. En dan sit ek vas, en het voel, of God my vashou. Die tweede een is, die verandering in die seisoen bepaal nie of jy 'n goeie of 'n slegte persoon is nie. A change in season does not determine whether you are a good or a bad person. As slegte dinge gebeur, is dit definitief nie te sê jy's 'n slegte mens nie. Jy's in 'n slegte omstandigheid. Baie kom en sê, maar as omdat ek so slegte mens is. God sal nie die seisoen op jou verander om jou karakter te bou, as hy nie weet wie en wat en dit wat hy in jou geplaas het nie. En dis hoe wonderlik die Here kom. Kom ons vat vir Paulus, toe hy Saulus was. Geleerd. Onder Gamaliel geleer, een van die hoogste manne. Maar hy het die Christene gejag. Hy het vir hulle doodgemaak. Hy het vir hulle laat val.
Maar God het hom gebruik terwyl hy in daai slegte toestand was. Want was dit nie so gewees nie, sou die Christene net in Jerusalem gebly het. En die Here het gesê, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle. Hy het gesê, julle sal my getuie wees in Samaria en tot aan die uiterste van die wêreld. Nou hoe sou die evangelie gegaan het? Was dit nie vir manne soos Paulus, wat die Christen gejaag het, en hy gaan, en hy verkondig, hy gaan, en hy gaan verkondig, waar is ek en jy vandag? Sit ons maar net gestakkie, en wanneer die seisoen nie lekker is, dan sê ek, maar ek is 'n slegte mens. Nee. Die potensiaal wat God in my en jou geplaas het, is baie keer daar, wanneer ons in hierdie seisoen is, dat God daai karakter kan bou, binne my en jou. Slegte dinge gebeur met goeie mense, kom ons kyk na Job. Wanneer ons lees die Engelse Bybel sê het mooi, hy sê, en God het gesê, my servant Job is perfect and upright. Wow. Sê God het van ons vandag, he's perfect and upright. Maar Job was in 'n bad season. Heavy, alles verloor. Sere onder sy voete wat hy met potskerwe sit en krap. En wat doen hy? Hy begin vir sy vriende te bid. En God draai die season. En op die einde van die dag sê die woord, het Job meer gehad as wat hy ooit gehad het. Want hoekom? Hy het God se seisoen geherken. Genesis 8 vers 22 sê, as long as the earth remains, there will be springtime and harvest, winter and summer, day and night. Nommer 3, moenie dat die seisoen waarin jou is, jou as mens verander nie. Never allows the season to change you as a person. Moenie dit glo. Moenie verander waarin jy glo as mens nie. En baie keer kom mense en hy is in 'n slegte seisoen in die lewe, weet jy wat, dan maak ons slegte besluite. Want ons voel, maar ek is dit nie waardig as mens nie. Ek vergeet my gebedslewe. Ek vergeet om na die Here toe te gaan in die woord. Ek vergeet om met iemand te gaan sit en te sê, hey, ek voel bad. Het jy al gesien wanneer iemand sleg voel, die antwoord dat hy vir jou gee? As jy vir hom vrou, gaan met jou. Ag, so tussen die bome en die bas. Wat soek jy daar? As dit sleg gaan, sê, dit gaan sleg. En as jy daarin vertrou, sê, hoekom het sleg gaan? Ten minste is daar iemand wat sy knieë kan knak vir die Heilige en vir jou intree ook. Want jy sien, baie keer vat ons die dinge van die Here, ek vat dit asof dit myne is. Nee, dis nie myne nie. Die Here sê, verniet ek het dit vir jou gegee, en verniet moet jy dit gaan uitgee. En presies net so, kom het wanneer die woord van die Here is, wanneer ons in seisoene is. Kyk na Josef, sy seisoen van wealth, wat absoluut vooraf gegaan, deur 'n put in 'n prison. God het dit verander. En vandag, my broer en suster, maak die saak in watter seisoen jou lewe is nie. Of jy voel jy's in hy put, of jy voel jy's in hy prison, of jy voel jy's in hy palace, maak nie saak nie. God se seisoen is die regte vir jou op die regte tyd. Die 4de en die meeste seisoene word opgevolg met 'n teenoorgestelde een. The most seasons are followed with something total the opposite. Ons kan nie alles in hierdie lewe beheer nie. Ongelukkig nie. Die lewe het maar 'n manier om dinge vir my en jou te gooi wat ons nie verwag nie. Ons ry na, ek sê vir Linda, nee, ek ken nie pad. Son het gesê so en so. Ek ry 2 keer verkeerd. Ek kom weer, holy cross ding is, ek sê, nee, sy sê, ek kan nie die plek wees nie. Draai weer om. Kom nie kan. GPS sê, nee, Abi Tram, ek sê, ja, Sean moet ek ryder kry, hierdie paadjie, daar my lekker hier in nie. Stop, ek sien nie sperde, ek sien nie in sy plek wees, die sperde. Hy so af, hy is net so moddergat. Linda sê, die mini gaan nie deurgaan nie. Wel, nee, jy het alweer verkeerd gery. En dis presies wat ons doen. Wanneer ons nie die rigtingwyser van God het aan, die seisoen waarin ek en jy is nie, weet jy wat, dan is ons intent om verkeerd te gaan. En ons kom baie keer op 'n bestemming uit wat ons nie wil wees nie.
Bou jou droom wat jy God in jou hart geplaas het en moet dit nooit opgee nie. En ek wil vir die jong mense sê vandag, as jou droom jou nie bang maak nie, is dit nie moeite werd om dit te droom nie. Ek sien hier staan die Magnificent 7 agter hierdie 8 manne. Nou sien ek, julle is nou al 8, so julle gaan nou die dirty dozen raak nou vir God. So, ja, dit kan werk. So, God het vir my en jou geskape en gemaak met 'n ingeboude droom. En die droom, ek het eendag vir iemand gevra, toe ons daar by Vista Rus met die manne werk, wat is jou grootste droom? En ou dink altyd, manne wat so down is, en jy bou hulle op, eerste ding wat hy gaan sê, ek wil uitkom, ek wil 'n huis hê, en ek wil 'n vrou hê, en ek wil 'n kar hê, en ek wil 'n goeie werk hê. Ek dink mos aan daai dinge. En hy sê vir my, oom, as ek hier uitkom, wil ek die beste ek kan wees, hoe God my gemaak het, om vir hom te kan wees. En ek dink, wow, jy slaan my bene, jy weet, het voel jy loop op stompies daarna, want 'n ou verwag altyd iets anders. Die 5de ene, ons moet altyd konstant bou binne elke seisoen. Consistency within any season is crucial. Paul told Timothy, preach the word of God, be constant in season and out of season. Baie keer kom ons by kerke en ons het al gesien dat selfs die leierskap verstaan nie die seisoene nie. Daar is tye waar dit goed gaan binne die kerk. En tye waar dit sleg gaan. En as dit sleg gaan, dan is hy eerste ding wat vir die pastoor gesê raak, ek dink jy moet nou introspeksie hou. Wat het jy nou gesê en wat het jy? Nee! Introspeksie is verby. Daar word altyd die arme pastoor of die arme ou word altyd aan die hoogste maspaal gaan wanneer dit nie goed binne die kerk gaan nie. En dis die verkeerde siening wat ons het. Ek wil vandag vir jou sê, onthou net een ding, waar daar mense is, sal daar altyd probleme wees. Maar al wat ons moet doen is, ons moet net consistent bly as leierskap, geduldig, ons moet vermaan, ons moet bemoedig en ons moet lering, goeie lering gee, die woord van God. God sal self die seisoen verander weer. Ek wil vandag vir julle sê, ek en my vrou het dit deurgemaak. Die kerk is die plek waar jy die seerste seer kan kry. Wow! Want wie wat terwyl jy bekommerd is in jou hart as leier van 'n kerk oor die verlore daar buitekant, sit jy moet baie keer en jy kyk na die wat binne die kerk sit, wat so goed en vet gevoer is, dat hulle nie meer weet wat om daarmee te maak nie. En dan kry jy woorde soos, die klank was te hard vandag, ek kan nie kerk toe gaan nie, want die wind het gewaai. Nee, daar het bietjie val gesing. Nee, my song is nie vandag gedoen nie. Ek kon nie, dit is ek gekonsentreer het nie, want broers so en so het my nie eens gegroet ek by die kerk instap nie. En dan kry jy ander wat vir jou sê, ek het nou net vandag niks geontvang nie. Ek wil vir jou vra, wat moet jy ontvang? Sê die woord dan nie, kom en gee jouself as 'n lewende, welgevallige offer vir God eerste nie? Wat het jy eerste kom gee vir God vanoggend? Het jy jou worship kom gee? Het jy jou prys kom gee? Het jy gekom en gesê, Here, all about you? Want wie wat ons sakke is baie keer so vol. En God se hande is vol. Hy wil gee, maar ons kan nie meer insit nie. En dan stap ek uit en sê ek het niks geontvang vandag nie. Gaan dan heen. Maak disippels van alle nasies. En leer hulle, hy sê doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, hy sê en leer hulle, haal hy goed uit jou sak uit. Dop jou sak om. En gee dit vir hulle. Sodat wanneer jy hier instap, is jou sak leeg. Kan God weer en ons almal kan ontvang. Die consistency gaan nie oor my en jou nie. Die consistency is all about giving the word of God
and reach the other people without fear or favor. 'n Boer doen verskillende dinge in verskillende seisoene. En is presies wat God met die kerk doen in verskillende seisoene. Die 6de ene, leer van elke seisoen waarin jy is. Finds God's lesson in every season. Onthou net, God sal jou nooit om 'n probleem vat in 'n spesifieke seisoen nie. Vat Jesus. Jesus het gebid en gesê, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker my verbygaan. Maar as dit nie U wil is nie, is fyn. Ag Here, dit wat nie op my pas, het vat dit weg. En dan Here, hoe glo ek in U? Is U dan nie 'n goeie God nie? Ja, Hy is. Dis hoekom Hy vir jou deur dit gaan vat. U sien, kom ons kyk na die disippels. Hulle is presies soos ons, toe ek nou in die begin gesê het, jy is die busdrywer. Die Here het vir hulle gesê, klim in die boot en vaar na die ander kant toe. En in die middel van die see van Galilea, toe kom 'n storm. Toe begin hy manne soos dogtertjies te gil. Nee? Nou sorry, seuns gil mos deesdae of nie? Ek hoor die manne skinder harder as die vrouens deesdae. Jy skud jou kop ook nog. Jy sien, en toe Jesus na hulle toe kom, toe herken hulle hom nie eers weens vrees nie, want hulle was op daai seisoen, daai kort tydperk van seisoen, het die vrees hulle so beet gepak, dat hulle nog gedink het, dit is 'n spook, wat op die water aankom. As hulle net geluister het, wat Jesus gesê het, hy het gesê, klim in die boot, en vaar na die ander kant toe. Hy het nie gesê, klim in die boot, en vergaan in die middel nie. En baie keer kom ons, en ons luister nie, en ons is baie keer so, die wêreld maak ons ore baie keer so toe, dat ons nie die stem van God behoorlik hoor nie. Maar die beste van alles is, wanneer ek en jy die panic mode ingaan, wanneer Jesus sê, hier is ek, moenie vrees nie. Dis die mooiheid, my broer en suster, waarmee ek en jy te doen het. Die 7de ene, hou die regte seisoen in jou hart, maak nie saak van die seisoen waarin jy wat tans rondom jou woed nie. Keep the right season in your heart, irrespective of the current season. Wanneer ek en jy op die oop see in 'n boot is, die enigste iets wat matter, is die bietjie water binne in die boot, en nie die klomp rondom ons nie. En dis wat ons, wanneer ons in hierdie seisoen in ons lewe is, kyk ek en jy na die massa water buitekant die boot. Behou absoluut ons vertroue, behou jou gebedslewe, behou jou woord, behou jou tyd wat jy afsal, maak nie saak wat in die plek val nie, maar om te kan kom om te sê, dit maak nie saak nou nie, ek sal my knie knak. Paulus kom so op 'n mooi gedeelte, hy sê, and for this reason I bow my knees. En wanneer ek en jy, my broer en suster, kom op daai punt, weet jy wat, behou dit in jou gedagte, behou die goeie seisoen in jou hart, om te weet, God sal my deurbring. David het gesê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer. En mense dink dit is maar iets wat hy geskryf het, nee. Daar was werklik 'n dal van doodskade weer in Israel gewees, waar die mense hulle skape moes gevat het, na die greener pastures toe. En hulle is geroof en selfs doodgemaak daarin. En dis hoekom hy kon gesit het en het uit die fisiese het hy geskryf in die geestelike om te sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is met my. En ek wil vandag vir jou sê, het maak nie saak in wat sy seisoen jy is nie, God is met jou. Die voorlaaste ene, berei voor vir die volgende season. Be always ready and expect the next season. Jy weet, wanneer ons kom, en ons kyk so mooi na Prediker 11 vers 4, sê, farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Jy sien,
Wanneer ek en jy baie keer so gaan en dit gaan hof rondom ons, vergeet ons wie ons is. En vandag urge ek jou om te weet wie jy is. Maak nie saak van die seisoen nie. Die seisoen gaan nie jou as mens verander nie. Onthou net dis die omstandigheid rondom jou wat daar is. Maar wie wat? Jy's 'n koningskind, jy's 'n priester, jy's 'n kind van God, jy's God se geliefde. En dis wat ek en u moet onthou. Hy het sy seun gestuur sodat ek nie verlore hoef te gaan nie. So hoekom gaan 'n omstandigheid en 'n season my dan aftrek? Maar kom ons laat toe, wanneer ons in hy season is, laat God by die season vat en hy bou my karakter. En wanneer ek daai karakter gebou as hy my broer praat met my, kan ek vir hom sê, dis waar ek is. En dis hoe ek uitgekom het. Want God wil hê dat elke seisoen moet 'n getuienis tot hom wees op die einde van die dag. Die laaste ene. God werk in elke seisoen. God was met Josef in Potifar se huis. Ek en jy is God se uitverkorenes. Niks aan God gaan verander in hierdie seisoene nie, my broer en suster, want God is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde. Maar weet wat? God se maniere van om dinge te doen, dit verander. Want my seisoen gaan nie presies dieselfde soos jou seisoen wees nie. Want God laat die seisoen gebeur en hy sê, ek sal nie toelaat dat jy bokant jou kragte getemd raak nie. En ons moet daai verstaan. Dis wat God vir ons ingeplaat het. Kom ons kyk 'n bietjie na Bybels manne voor ons afsluit. Moses was 'n moordenaar gewees. En daarna was hy nog 'n bang man ook gewees, want toe hy die man doodslaan, toe hardloop hy. En God meet met hom in die woestyn. En nadat God met hom gedeel het vir 40 jaar, sê God, hy was die humbelste man wat nog ooit geleef het. Kom ons kyk na Dawid. Uriah se vrou is 'n man met 'n oog daai gehad. As ek so na my vrou kyk, hulle skat. Staan op die dak met sy Bushnell. Antibat. Hy verloor alles. En die konsekwensies daarvan, die eerste kind wat gebore is nog dood ook. Maar hy gaan deur hy seisoen. En wat sê God? Is 'n man so na my hart. Kom ons kyk Elia, en baie keer my broer en suster wil ek vir jou sê vandag, moenie verbaas wees wanneer jy op 'n baie hoë geestelike punt kom, dat jou seisoen skielik verander. Want hoekom? Ons kan nie daar bly nie, daar's nog iets beter, ons moet baie keer tilt om weer op te gaan. Elia, 450 Baal profete, verslaan hy. Daarna, toe sê die woord, toe koning Agab ry met die perd, toe hardloop hy as 'n ou man langs die perd. En net daarna toe kom Jezebel en sê vir hom, ek gaan jou doodmaak. Gone. Different season. Gaan sit by die Kidron rivier, gaan sit en moop. Maar weer eens, God bou hom op. En God het vir hom gesê, gaan haal vir Elijah. En as ons kyk in die Bybel, het Elia 16 wonderwerke gedoen. En Elijah het gesê, ek soek 'n dubbelmate. En hy het 32 gedoen. God gee waarvoor jy vra. Dis hoekom ek sê, pas op waarvoor jy vra. Is jy reg daarvoor? Want God sal jou seisoen verander tot jy reg is vir dit. Die laaste een is Gideon. Ek weet, en ons kan so deur die Bybel. Gideon was 'n bang mannetjie. Hy het gaan wegkruip. God vir hom gesê, gaan maak oorlog. Op die einde, wat sê God vir hom? Mighty man of valor. Ja, God werk in verskillende seisoene. En weet jy, my broer en suster, al wat hierdie manne op die einde van die dag gedoen het, is hulle het opgestaan en gesê, ja Here, hier is ek. Stuur my. So vandag wil ek vir jou sê, het maak nie saak in wat sy seisoen jy is nie. Maak nie saak of jy voel, jy is daar onder, jy krap die bodem, of jy is daar bo, en is alles net great nie. Maak nie saak nie.
weet net, dat God sal jou nooit begewe, en hy sal jou nooit verlaat nie. Maak nie saak in wat sy seisoen ons is nie. En al wat die God vir ons wil hê, as ons net kyk 'n bietjie na Isak. Isak het die hout gevat. Hy het gesê, ja Vader, en hy het die hout gevat en hy het dit op die berg opgedra. En jare later het 'n seun weer gesê, ja Vader, en hy het 'n kruis op sy skouer gevat, weer hout, en hy het hom opgedra op dieselfde berg op, om vir my en jou te sterf. En al wat hy vandag vra is, wie is bereid om vir my te sê, ja Vader, hier is ek. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Here, daar's niks in niemand soos U nie. En U woord, Here, is vir oggend. Here, net so ja en amen. En soos elke oog gesluit is vir oggend. As daar iemand is wat verniet net weer wil sê, ja Here, hier is ek. Steek net jou hand op. Amen. 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 Daar's ene, daar's nog ene, daar's twee. Amen. Daar's nog ene. Amen. Ons vanoggend net hier kan wees om te sê, Here, it's all about you. It's all about you, Jesus. Niks oor my nie. Amen. Amen. Ek wil vra dat hy wat hande opgesteek het net na vore kom en ons gaan 'n gesamentlike gebed doen. Asseblief, kom ons net na vore. Amen. 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 Thank you, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. 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 Kom ons doen 'n gesamentlike gebed. Kom ons almal wat daar is, kom ons steek ons hande net uit. En as jy voel vandag, Here, ek wil ook deel wees hiervan. Seasons of change. Ja. En 'n seisoen verander vir die beter. Want God werk binne in elkeen van ons. Here, vanoggend, Here, U ken elkeen hierso. Here, elkeen, my Vader. Here, die woorde het uitgegaan vanoggend om te sê, yes Lord, here I am, send me. En Here, vandag vra ek Vader, dat U, Here, by elkeen van hulle sal stil staan. En Here, dat U daai innerlike Vader sal vat en sal verdraai, Here. Here, soos 'n swanger vrou, my Vader, Here, wat moet geboorte gee, Vader, om te kom, Here, om te weet, Here, daar's iets nuuts op pad. En Here, dat dit geneem sal raak, Here. Here, en dat dit absoluut uitgedra sal raak om te sê, Here, ek kan dit nie vir myself hou nie. Maar Here, my gebed is, Here, wat U stuur, Here, die sal U koop, my Vader. Here, en waarheen hulle stuur, sal U voorsien, Here. Het maak nie saak nie, Here, almal wil altyd net oor see en weggaan. Here, nee, die missionveld begin as ons by hierdie deur uitstap, my Vader. Here, laat Gramstad, Here, gedraai sal raak totaal en al. Here, die omgewing, my Vader, gedraai sal raak, Here, vir U, in die naam van Jesus Christus. En Here, dat U, my Vader, die woorde op elke lip sal lê, my Here. Here, sal wonder om te kom, Here, maar hoe, wat gaan ek sê? En Here, dan bring U die deurbraak, weer eens 'n nuwe seisoen, of die seisoen per dag verander. Here, dis U wil, net soos U wil, my Here. En dankie kan ons dit daarvoor sê, Here. En Here, ons bid oor die res van hierdie gemeente, Vader. Here, U genade, Here, U vrede, en U rus, Vader. En Here, dat daar, my Vader, Here, en ons spreek, Here, oor hierdie gemeente, Here, die boek van Handelinge, Here, wat U gesê het, en U het daagliks bygevoeg, my Vader. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U woord, Here, Here, ons net innerlik versterk. En Here, dit kom van binne af, en dit verander ons buitentoe, Here. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.